Môre julle. Hoor julle mooi mense, julle het vroeg opgestaan, hè? Ja, prys God, hè? Vir julle met hierdie week, of hierdie naweek bid, Malema kom CRC toe Sondag. En ons sien vir Zuma Saterdagoggend, ek en Seer. So, dan sê hy vir my, sy sink in 'n skip, elke skip 'n treasure op, ja. Amen. Tot die Titanic 'n treasure op, jy weet net uit. Nee, maar mense weet nie wat God wil doen nie. Amen. Wie gaan vir ons bid vir môre? Wie? Okay, dankie Nico. Ons God neem ons Vader, Here Jesus, kom net in die heilige naam. Ons kom net vir al die eer van ons lewens gee. Ja. Dankie Here Jesus vir môre weer vir gesondheid, vir die gebruik van ons ledemaat. Die Here, vir die aardse dinge waarmee ons sien. Dankie vir die saam zijn Here. Saam met kinders van die Here, want u kinders Here wat u wil dien, Vader. Ons loof die heilige naam, ons bid dat u die byeenkoms sal seën, Vader. Ons bid maar ons geestelike oë en ore ook. Ons ontvanklik sal wees vir die woord. Ons loof die heilige naam. Amen. Weet jy interessantheid, nee? Ek sien redelik baie mense. Die ouens wat baie geld het, gee dit nie maklik weg nie. En die ouens wat niks het nie, wil dit nie maklik vat nie. So iewers is daar 'n fout in die middel. Ja. Nou, ek wil vanmôre oor talente praat nie. Wie van julle dink julle het niks talente gekry nie? Daar was so 'n vrou in die geskiedenis, Catherine Kuhlman. Sy het eendag opgestaan. Sy sê vir die Here, ek het geen talente nie, maar as jy niks kan gebruik nie, gebruik my. Amen. En toe die Here haar magtig gebruik. So dis dalk maar net haar opsomming van daai oomblik in haar lewe. Maar kom ons bly na Matteus 25 toe. Want as jy fokus op die werk wat jy moet doen, sal die geloof uitsit om los te maak wat jy nodig het om dit gedoen te kry. Want as jy met kinders groot maak, het jy finansies nodig. So hou op oor dit stry en begin dit ontvang, want God wil dit vir jou gee. Dan moet in jou wese iets plaasvind om 'n openheid te beleef, om 'n ontvangste te kan veroorsaak. Want baie keer is 'n ou so geslote deur vrees en jy's geslote deur probleme en jy's geslote deur omstandighede in verwerping en dan al wat jy doen is jou pad uit te stry. Stry is nooit die pad uit nie, liefde is die pad uit. So as 'n ou nou Matteus 25 vers 14 en 15, hy sê so, want dit is soos 'n man wat op reis wil gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toe vertrou. En aan die een gee hy 5 talente en in die ander een 2 en in die ander een 1 en elkeen na sy vermoë het hy dadelik op reis gegaan. Nou lees 'n bietjie vers 25 tot 30. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talente in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar my sy Heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie diensknegt. Jy het geweet dat ek maai, maar ek nie gesaai het nie, waar ek nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar ek nie gestrooi het nie. Daarom moet jy my geld by die geldwisselaar gestort het, en sou ek met my koms wat aan my behoort het met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom af weg, en gee dit aan die een wat nie 10 talente het. Want elkeen wat het, sal gegee word, en elkeen wat oorvloed het, en sal oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, sal van hom af weggeneem word, wat hy ook al het. En werp die nutteloose diensknegt uit in die buitenste duisternis, daar sal 'n geween en geknars om tande. Kyk, hier is 'n groot probleem, vers 25, omdat ek bang was. Ons is bang vir die toekoms. Jy is bang, daar's vrees in jou hart en kom jou talente nooit uit nie. So een ding is, mens moet met vrees deel. Weet oral waar ek gaan, ek vra wie's bang vir die toekoms, wie's bang jy gaan doodgemaak word, wie's bang jy gaan gehijack word. Dan gaan die hande op. Job 3:25 sê wat jy vrees, dit kom oor jou. Nou wees bietjie bang dat jy gaan 'n biljoen maak. Raak bang vir die regte goeders. Nou as jy vandag dink nie, die talente wat God jou gegee het in die visuele realm, fisiese realm,
is jou denke. In watse toestand is jou denke vermore, want is 'n talent wat jy ontvang het. Salomo ag dit as die belangrikste talent. Hy sê, bekom wysheid met alles wat jy besit. Soos jy vandag geld het, spandeer jy dit op 'n brood of op 'n boek. Want die brood gaan jou nou weer laat brood vat, en die boek gaan jy dalk help om 3 ekstra brode te kry. So, as jy na die gemiddelde ou in Suid-Afrika kyk, dink ek, en jy kan dit toets, dalk sien vir julle wat beter as ek weet, maar ek dink nie 'n ou in Suid-Afrika gemiddeld, as ons sê nou maar so 60 miljoen mense, spandeer ons gemiddeld per persoon, nie eers R5 'n jaar, om jou inligting en jou wysheid te verbeter nie. Ek praat nie van die 1% nie, 3% nie. As jy almal vat, van die dikste tot die maarste, die kortste tot die langste, almal. So mense is nie geneig om dit wat hulle besit in kennis te spandeer en in wysheid nie. 'n Ou sal miskien een keer gaan swat en dan met daai swattings hou vir lank. Ek dink die prokureurs moet af en toe goed opswat. 'n Huwelik sal 'n vrou werk, nie slaap nie, om daai dag uit te stort. Daarna is sy in free flow. So 'n ou sit in jou kop, jy moet dink, wat moet ek doen om my lewe te verbeter? Nou as God vermoere na jou brein kyk, hoe lyk hy? Hoeveel kompartemente van jou brein is met vrees en verwerping gevul, en hoeveel is met God gevul? Kom ons lees 1 Petrus 4, vers 7 en 8. So maak 'n besluit vanmôre net, om 1 goeie boek 'n maand te lees. Ek praat nie van 'n roman nie stories nie, jy lees jou eie roman, maar lees goed wat jou denke verbeter. Soos as jy 'n vrou is, lees goed om jou man te plesier, maak vir hom lekker kos, wees nice vir hom, hoe sit jy lipstick aan, of kissing glass, weet nice goed. En dan, as jy 'n man is, dink om jou vrou te plesier, koop vir haar blomme, kyk na, koop vir af en toe 'n nice rokkie, vat haar op 'n lekker vakansie, maar daar ook nie geld nie, jy het nie geloof nie. Jy nie met geld triks. Wat is af en toe vir die rokkie, so 1 keer in 10 jaar? Sy Jood in die woestyn. Ek is 'n Jood in die woestyn. Maar jou geloof nie, kan jou hele lewe verander. As jy geloof uitsit, is daar by God niks onmoontlik nie. Ek ook vra jou vandag nie, wie van julle het al Desember se vakansie vir God gesê, ek sit geloof uit, want ek gaan Desember Mauritius toe, of ek gaan Wildtuin toe. Waar wil jy gaan? Of gaan jy die tuinroete doen, uit by die voordeur, in by die agterdeur, loop deur die tuin? Want wat jy wil hê, moet jy geloof uitsit. Ons kan nie meer net sit en wag vir goed om te kom nie. Jy moet dit maak gebeur. Nou 1 Petrus 4 vers 7 en 8. En die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nigter om te kan bid. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal menigte sondes bedek. In vers 10 en 11. Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien en soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Christus Jesus. En aan wie die heerlikheid en krag toekom in alle ewigheid. Okay, God sê bedien mekaar nie. Nou as ek vir jou vra, bedien iemand, dink jy heeltyd aan ander mense of vir iemand wat die naaste aan jou is? Want ek vermoere liefde het, vir wie moet ek dit eers te gee? Vir die mense naaste my. Jesus sê, bring die evangelie vir Jerusalem, Judea, Samaria, uithoeke van die aarde. En baie ons wil altyd ander mense lief hê, maar nie hulle self, en dan die mense by hom, en dan die ander mense nie. So dis 'n belangrike ding, dat God sê ons moet mekaar bedien. So as jy liefde het in jou hart, bedien jy ten minste die naaste persoon aan jou elke dag met daai liefde, en wat is dit? Hoe doen nou dit? Worry doen die ouens baie. Ek dink as ons vir worry 'n kompetisie uitsit, sal ons nie genoeg vorms hê vir die inskrywings nie. Ek weet die manne wat fietsry doen 'n paar duisend, en die Comrades is 'n paar duisend, maar ek dink worry is 'n paar miljoen. So ou moet by 'n plek kom ons begin die regte gedoen. Smile vandag, kyk of jy heel dag kan smile, maak of iemand jou afneem die hele dag. Wat 'n awesome dag. As jy smile, sal niemand weet jy het moeilikheid nie. 1 Timoteus 4 nie, van vers 12 of sê, laat niemand jou jonkheid verag nie,
Hy sê maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, wandel, liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Nou as jy 'n voorbeeld vir ander ouens is nie, wie het homself vanmôre geseën? Het jy? Ag nee man, julle ander ouens vergeet, sit jou hand op jou kop. Jy moet man asseblief ouens jou lewe sê Vader, ek seën my vandag met die beste dag van my lewe. Met bonatuurlike verstandelike vermoë. Met bonatuurlike geestelike vermoë. Met bonatuurlike fisiese vermoë. Met bonatuurlike finansiële vermoë. Seën my met goeie oproepe. Seën my met die beste transaksies. Die grootste huise. Die beste karre. In Jesus naam. Amen. As jy nie goed voel nie, moet jy dit nog 'n keer doen. Jy het baie keer ouens se lywe dink wat spuit hulle nou in my in. Maar in die gees rein gebeur goed as jy met jouself praat. Sien jouself met liefde in die begin. Totdat jy drukkerig raak, dan weet jy ook jy dit begin uitkom. Want jy hou aan tot iets begin plaasvind. Okay, nou sê hy so in vers 13. Tot ek kom, moet jy aanhou met voorlesing en vermaning. Hy sê verwaarloos, hier's 'n groot ding nie. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is, wat jou gegee is deur profesie met die handlegging van die ouderlinge nie. En dan sê hy wees vlytig in hierdie dinge. Leef daarin, sodat jy vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Hy sê let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. So let daarop. As jy wil kwaad raak, nee, dan dink jy, gaan ek eerder 'n siel wen in plaas van kwaad raak, want dan gaan energie vloei. Jy's nou kwaad, ek's nou baie kwaad, ek gaan 10 ouens van Jesus vertel. Dan sê die duiwel, wie vir Ben kwaad gemaak. Dit nou weer 'n groot verlies in die koninkryk. Nee, maar in jou hart, wend jou energie op regte plekke aan. Sy, moenie lees 'n boek ou. Jy sal sien die oomblik wanneer jy onttrek. Heiligheid is baie keer om alleen te wees. Onttrek en leer jouself hoe om jouself te handhaaf tussen mense. Dale Carnegie het gesê, hy sal alles gee wat hy besit vir die vermoë om met mense te kan werk. So leer om tussen ander mense. Een nou sê, wees sodat ons ook jou kan lief hê. En nie soos 'n klein knorretjie lyk. Niemand kry jou gedruk nie. Dis 'n belangrike ding. Matteus 5 vers 13 tot 16. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Die deeg nêrens meer voor as om buite gegooi te word en deur mense te vertrap word. Julle is lig van die wêreld. 'n stad wat bo op 'n berg lê, wat nie kan weggesteek word nie. As 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit onder 'n maatemmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat buite die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat julle goeie werke kan gesien word. Vader wat in die hemel is, verheerlik. Right, nou as ek 'n lig het wat skyn, jou lewe verteenwoordig 'n lig. So as jy die God ontmoet het wat hemel en aarde gemaak het, moet uit jou lewe liefde skyn. Uit jou lewe moet genade skyn. Uit jou lewe moet voorspoed skyn. Hoekom? Want 1 Johannes 4 vers 4 sê, groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. So ek kan nie God dien, en daar skyn nie 'n lig uit my uit, van 'n voorbeeld, wat gebeur as God opdraf. Sê jy wil 'n besigheid begin, ek wil sulke ouens gehad. Nou gebeur goed nie, weet jy hoekom nie? Want hoe jy was, gaan nie werk in hoe jy nou wil doen nie. So jy moet aftrek woordswat, sodat jy nuwe idees, nuwe planne, nuwe goed aanwend, om hierdie ding beter te maak as wat dit ooit in jou lewe was. Maar nie complacent raak nie. Ons kan, weet jy sê, jy kan tot 'n ou hond nuwe triks leer. So om nie so liefie lewe, dat jy dink, ja, niemand kan my mee iets leer nie. Moet nooit so wees nie. Altyd 'n leerbare gees. Altyd groeiend, altyd boontoe, altyd vorentoe. Selfs Korintiërs sê, lees gou 1 Korintiërs 3:18. Weet jy moet, as jy kinders nog om die tafel het, ek het altyd my kinders gevra, buite dat hulle woord moet leer, wat iets nuuts het jy vandag geleer? En as jy weet jy gaan lees 'n boek en sê vir my wat jy geleer het, moenie 'n dag jip in nie. En wat het jy vanoggend al geleer op pad hiernatoe? Wat gaan jy vandag leer?
Wat gaan jy volgende week leer? En as jy geleer het iets is sleg, moet dit nie weer doen nie. Weet, leer om slim te raak, moenie leer om net te leer nie. Laat niemand homself mislei nie. As iemand meen dat hy is wys onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word sodat hy wys kan word. Sodat jy wys kan word. Nou dwaas beteken maar net Jesus weet beter as jy. Ek moet leer wat Jesus weet. In Matteus 16 vers 24. Dis hom gou tot by 27. Is een van julle net ek julle dit ook lees. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en verloor, sal dit vind. Want wat baat is by die mens as die wêreld wen? Want wat baat dit as 'n mens die hele wêreld wen, maar sy siel skade ly? Of sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom en dan sal hy elkeen vergeld vir sy dade. Alright, nou vra ek jou nie. Jy moet jouself verloon. Nou wat beteken dit? Eenvoudig Afrikaans. Hulle vra eendag vir Bonke, wat sê jy van homoseksuele? Toe sê hy, man, ek sê niks van hulle nie, maar my konstitusie in die hemel sê, toe gee hy die skrif van Romeine 1 en so. Nou vra ek jou vanmôre, wat sê jy van armoede? Wat moet jou antwoord wees? Ek sê niks, maar die woord van God sê. Amen. Wat sê jy van 'n huwelik? Ek sê niks, die woord van God sê. Wat sê jy van genesing? Ek sê niks, die woord van God sê. Jy moet los wat jy dink, want jy verteenwoordig 'n God wat 'n ewige en 'n toekoms het. Wat die universiteit het 'n toekoms? Kom ek kan nou sê 100 jaar van nou af gaan Stellenbosch nie meer bestaan nie. Nie vir my kwaad is in die video kykie, maar dis 'n feit. Ons sit in geleende tyd op aarde. Ek kan maar kyk, ons lewe in 'n tyd waar human trafficking is erg. Ons het nou 'n dogtertjie gesien in 'n boks wat toe gedraai is met tyd. Ek meen, watter mense vervoer kinders in bokse hierdie tyd van die moderne eeu? Jy kry mense wat sukkel vandag. Ouens is arm vandag. Jy moet dit opgee en ons moet die lig van Jesus na die mense toe bring. Die goeie nuus van die evangelie moet by elke oor uitkom. Elke ou. En een van die goeie nuus is vergewe. Want ouens wat nie vergewe nie, stry maklik, beklei maklik. Hulle is altyd op 'n maklike ander bladsy. Maar ek en jy is op God se bladsy. Nou een van die dinge van God is seën. Seën jou organe, seën jou brein. Is goedkoper as mediese fonds. Wat kos mediese fonds vandag? Ander jy sal weet in die Basel. So as jy jou liggaam seën het, jou finansies seën, jou vrou seën, jou kinders seën, sal baie ander goed in jou lewe gebeur. Lees gou Jakobus 1 vers 7 en 8. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. En dan vers 17. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer. En die Vader van die lig, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Alright. Eenvoudig Afrikaans nie. Eenvoudig Afrikaans. Alle goeie gawes kom van God af. Nou waar kry jy jou slegte gawes vandaan? Alright, is dit nie tyd om dit te los nie? Ja, ek het hierdie bedrywigheid, ek moet spesiaal oppas. Die vrothoudingkie van my, ek moet aan hom werk. Ja. So, as die goeie gawes van God afkom, en jy wil jou seun 'n top 21ste verjaarsdag gee hom 'n boks armoede. Hy so stil raak ek wil weet, as alle goeie gawes van God afkom, wie is die ou wat die slegte goed uitdeel? Ons doen goed. Okay, nou maar waarom hou jy sy goed aan in jou huis? So moet jy dit nie eintlik weggooi nie. Amen. Weet jy nou, Pretoria munisipaliteit het 'n ou huisie so lekker nie. Dat hy die hele straat se goed opgelaai en voor jou huis kom damp. Is net vlee en torring by 'n vlieghaal rond. Sal jy 'n pad agterom kry of sy die polisie bel om die goed te verwyder?
Ja, asseblief. Jy sit elke dag in jou huis en hulle damp hierdie SAIK gemors in jou kop. Jy dra swaar, jy's later dan kwaad vir mense, maar elke aand laai ons net op. Nee my vriend, jy moet, as jy voel iets druk op jou stelsel, gister vir 'n ou gebid, en toe klaar van gebid het, toe staan hy daar, hy word so rooi, hy sê vir my, hoekom moet mense so swaar dra? Hoekom moet jy so swaar dra? Hoekom vat jy goed wat nie in jou behoort nie? En dan beklei jy vir dit wel, hierdie is myne. Dit is my bloedsuikertjie hierdie, hy maak my moeg, maar ek klop gewoond geraak aan hom. So jy moet in jou hart besluit vanmôre, alle goeie gawes kom van God af. En jy kan dit weer lees, Jakobus 1:17, by wie daar geen skade weer van verandering of omkeer is nie. So as jou kinders dit weet, by wie gaan hulle goeie gawes soek? By die Here. Mense weet dit nie, nou staan 'n lang rye vir Tata my chance. Wel het meer kans om 'n ongeluk om te kom as om die lotto te wen. My staan daar. So ou sit in jou hart en dink, man, mag ek nie 'n kans vat nie? Ja, gee daai geld eerder vir 'n arme om 'n brood te koop. Dan gaan God vir jou bless. Amen. Vat 'n kans op die regte manier. Amen. So ek dink maar net in jou hart, as jy vandag Jesus kies en weet dat goeie gawes van hom afkom, sê die Here, Spreuke 10:22. Onthou net dit nie. Die lewe is so eenvoudig. Jy het 'n aanhou nodig om jou te help dit misverstaan. Dit is so eenvoudig soos die lewe is. Anders sou God dit in baie hoë Grieks geskryf het. Ons moet professors oplei vir 100 jaar om 2 woorde te ontsyfer. Nee, hy het dit in geskryf wat sondaars dit kan verstaan. Die seën van die Here, dit maak ryk en die moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. Okay, wat maak ryk? Die Here. Die seën. Alright, waar koop jy seën? By Pick n Pay of by Pep Store? Waar koop jy seën? By die Here. Maar seën is in jou mond. Nee? Lees gou Romeine 10:8. Dis maklik ou. Jy sit met 'n huis vol seën en 'n bankrekening vol gate. Iets moet gebeur. Jy moet die seën wat jy mee sit in jou rekening inkry. So jy moet jou mond aan die werk kry. Wat sê? Maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart, die woord van geloof wat ons verkondig. Okay, die woord van geloof is in jou mond. So nou moet my mond aan die werk kom. Moenie net jou mond gebruik as jy kwaad is nie. Gebruik jou mond om te skep. Gebruik jou mond om tot stand te bring. Gebruik jou mond om te seën. Want as ek in die huis instap, ek sê Here, ek seën my huis. Doen dit elke dag. As jy ry, Here, ek seën hierdie oproep. Ek seën hierdie afspraak. Here, ek seën hierdie nagrus. Here, ek seën hierdie dag. Amen. Seën jouself aan die beste dag van jou lewe. Amen. En ek sê nou sê die beste dag op aarde is nog nie gelewe nie. Hoekom? Want God sê jy gaan van heerlikheid tot heerlikheid en jy gaan van glorie tot glorie. So in jou hart vermoere, ons het onsself nou geseën. Want wat van jou kar seën? Wat van die mense wat jy gaan ontmoet seën? Wat van die huis by wie jy werk seën? En ons het al daar gepraat nie, maar wie van julle bid elke dag vir iemand anders se voorspoed? Doen julle? Ja. Maar ernstig of net, ag Here seën hom maar. Ek wil net check wat gaan gebeur. Of vat jy dooieres op daai ou? Ek weet weer gelees, Job 42:10 nie. Want alles wat in die Bybel staan, is om dit onder jou aandag te bring. God kan baie goed skryf, baie goed. As die Here alles moet skryf, wat alles op aarde gebeur het jy nie tyd om die boeke te lees nie. So jy het 'n Bybel, dat jy dit onder jou aandag kan kom. Soos Jabes se gebed. Bid daai gebed as jy jou grondgebied wil vergroot. En die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. En die Here het Job se besittings vermeerder en tot dubbel soveel as wat hy voorheen. Toe Job vir sy pelle bid, toe gaan hy dubbel. So bid vir jou pelle en verdubbel. Bid vir jou vyande en verdubbel. Seën jou vyande. Hoe werk dit? Ek wil vanmôre vir jou geheim vertel.
By God is geen kompetisie nie, want hy het genoeg vir almal. Amen. Kompetisie bestaan tussen jou ore, hierdie coconut op jou skouers, daar kompeteer jy. Want dit is hoe jy kyk, dit is hoe jy dink, Spreuke 23:7, soos wat jy dink, so is jy, soos hierdie Amplified Bible, Afrikaans is op 'n ander bladsy, maar onthou net, wat tussen jou ore aangaan, soos jy sê, ek het geen kompetisie nie, ek het genoeg vir myself en genoeg om uit te deel, wat wil jy meer hê? Ouens wil altyd alles hê, om wat mee te doen, om op en dood te gaan. Maar jy gaan nie vir altyd hier rondgaan. Maar terwyl jy hier is, wees ten minste bly. Wees 'n blessing. Soos jy eendag waai met ouens, wie gaan my nou seën? Ek moet 'n nuwe ou kry om my seën te kry. Bless. As jy kinders het, bel hulle en seën hulle. Bel hulle en seën hulle. Bel hulle en seën hulle. As hulle getroud is, seën hulle maar by die huis, weet, dit raak 'n ingewikkelde storie, want die vrou moet die man verlaat, die huis verlaat en haar man aanhang. Dan seën maar die groep. Maar in jou hart, bless, manne, ek praat van jou huishouding, want jy's priester, profeet en koning in jou huis. So seën jou hond, man, hoef hy nie vers toe te gaan nie. Alles wat verbykom, as jy aan iets raak, bless. Kyk wat gebeur. Seën jou oë. Sê nie, jy dra vandag bril, as jy van bril hou, bly dit dra, maar as jy nie daarvan hou nie, seën jou oë met beter sig, elke dag, en in die begin stoot hom 100 keer, tot daar 'n effek is. Amen. Lees Matteus 7:11. As julle wat sleg is dan weet om 'n goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader wat in die hemel is, goeie dinge aan hom wat gee aan hom wat hom bid. Alright. Nou, wanneer jy bid jy God vir goeie goed. Dat is die ander ding. 'n Armoedsgees kan nie God vir goeie goed vra nie, want jy dink jy verdien dit nie. Jy dink dis nie joune nie. Nee, dink goed oor jouself, want God dink goed oor jouself. Amen. God sê jy sy oogappel. Ek het 2 skrifte vir jou, Sagaria 2:8 en Psalm 17:8. So as die Here aarde toe kyk, hoe moet hy oor jou voel om op Golgotha, dat Jesus vir op Golgotha kom sterwe? Hy het miraatjies van engele, nie, wat net om aanbid, so ver as jy oog sien. En hy sê vir hulle, manne, hou vas, ek gaan die mens haal op die aarde. En die kom die Here ons haal. En al wat jy nou doen is jy stry daaroor. So ons is boeties en sissies ou, of jy dit nou wil weet of nie, ons het mekaar nodig. Ons is nie 'n eiland nie. God het gesê, ons moet vir mekaar omgee, vir mekaar bid, vir mekaar lief wees. Nou ek praat nie van godsdiens nie. Godsdiens het kompartemente. Nee, ons is nie gekompartimentiseer nie. Ons is 'n familie. En om godsdiens uit ouens uit te kry is taai. Dis taai. Weet, hulle het vir Andrew Murray gevra, wat se fariseer? Toe sê sy ou wat snaaks optree tussen 9 en 10 op 'n Sondag. So moenie 'n fariseer wees nie. As jy vir jou vrou sê, mamma kan 'n koffie kry, gaan nie vir haar sê, mamma, koffie asseblief. Nee, bly kalm. Jou vrou gaan sê, mamma, jy swaar verkeer gehad. Maar ons is boeties ou, ons moet mekaar leer hoe om te wen. Dis al hoekom ons donderry by mekaar kom. Hoe wen jy meer? Ja. Hoe kan ek meer uit die lewe uitkry? Want weet, ek het 'n pel, hy slaap partykeer 2-3 ure, of 'n ure aan, partykeer 2-3 aande niks nie. Ek sê, why? Hy sê, want I try to press every drop out of life. Eendag gaan Mauritius toe vir 7 dae, hy's daar vir 14 dae, hy het niks geslaap nie. Hy double die tyd. En double. Ja. Maar geniet die lewe ou, staan op en hoor wat 'n uil skree 3 uur die môre. Ander ou slaap so vas ou, hy snork, hy. Geniet die lewe ou. Vir party mense is die lewe slaap. Sy eendag begrawe as jy net agterkom, jy sien meer op jou bed nie. Maar dink in jou hart nie, wat kan ek vandag doen om iemand anders se lewe beter te maak? Dink daaraan. Nou, as ons lees Hebreërs 13 vers 20 en 21. Weet jy hom? Ek het Romeine 12.
Okay, 20 sê, mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, hy sê deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, nee, julle volmaak in elke goeie werk. Hy sê om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welgevallig is voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. So Jesus het 'n nuwe testament vir jou gebring, om volmaak en goeie werke te wees. En dit moet jy terugvra vir jouself. Jou eerste werk op aarde is om 'n man te wees. Wat's 'n goeie man? Het jy dit al uitgevind, Jakob? 'n Goeie man is iemand wat altyd uitkyk vir ander mense. Dis 'n goeie man. Ek dink Wolraad Woltemare was 'n goeie man. Hy het nie goeie goed gehad om almal gered te kry vir sy by en sy perd, maar sy hart was daar. Maar 'n goeie man kyk altyd uit. As jy ry en jy sien 'n ou se erf is nie gesny nie. Klop aan sy deur, sê meneer, mevrou, ek sien julle is baie besig, gaan jy omgee as ek jou gras sny? Klaar daar, luister, die oomblik as jou hart uitreik na ander mense, gaan 'n krag van God in jou lewe in werking kom, wat jy nooit geweet het daar is nie. Dit gaan nie oor die onheilige drie-eenheid, I, me, myself nie. Dit gaan oor die heilige drie-eenheid, Vader, Seun, Heilige Gees. Sê nie, jy gaan na skool toe vandag nie, want ons het talente. Jy het ekstra brood wat mif op het, maar daar's kinders by die skool wat nie kos het nie. Dis waar dit gaan. So jy gaan skool toe en sê vir die onnie, watter kinders het nie kos nie, ek sal vir 5 van hulle elke dag kos bring. Of reël dat daar kos is. Ewe skielik, ontplof jou besigheid. Jy gaan na dimensies toe wat jy nooit was nie. En die ouens wat in daai dimensies was, moet vir jou plek maak. Lees my Spreuke 13:22. En een van julle Prediker 2:26. 'n Goeie mens laat sy kinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggeberg. Alright, die regverdige bring nou kos vir die armes. En die vermoënde perd sit daar op sy miljoene. Toe hy weer sien, toe sit hy op die grond. Hoekom? Dis na die regverdige eienaar toe. Amen. Jesus is ons regverdigheid, nie jy nie, Jesus. Jy's geregverdig vanmôre oor wat op Golgotha gebeur het. En daarom kan jy nooit 'n houding hê. Jy kan altyd nederig wees, jy kan altyd liefdevol wees. Elkeen van ons op aarde het Jesus nodig. Maak nie saak wat jou van is, maak nie saak hoe lank, hoe sterk jy is nie. Ons het God nodig. As jy lees Prediker 2:26, een van julle. Want aan 'n mens wat welgevallig is voor sy aangesig, gee hy wysheid en kennis en vreugde. Maar aan die sondaar lê hy die taak om op bymekaar te maak en te versamel, om dit dan te kan gee aan een wat welgevallig is voor die aangesig van God. Ook dit is te vergeefs en hy gejaag na wind. Luister, wel, vir wie gee hy dit? Wie welgevallig? Psalm 127, ek gee vir my beminde in sy slaap. So ou moet uitkyk na ander mense toe. Dis belangrik. En aan 'n oomblik wanneer jy nie het nie, gee wat jy het. Jy het ek vir Corrie ten Boom, ek weet nie of haar ken nie. Sy was in die konsentrasiekampe nie. En op 'n stadium was daar soveel luise dat die bewaarders wou nie inkom nie. Toe kon hulle God met oorgawe en vryheid dien. Maar sy sê nie, hulle het gesien in die konsentrasiekampe, dat hulle kon nie die vermoë van die mens wegvat, om in sy swakste tyd, sy brood te deel met iemand wat dit meer nodig as homself gehad het. Dis waar ons moet wees, ou. Ouens dink altyd, geld is dat jy nou 3 ton toiletpapier kan hê, 50 bottels brandewyn. Nee, geld is vir ons. Jesus het dit vir ons gegee, dat ons gelukkig kan wees, dat ons voorspoed kan hê, dat ons sy lewe op aarde vir die mense kan wys. Sy lewe is die lewe waarin die heelal gevestig gaan word. Dis totale vergifnis, totale vrede, totale oorwinning, totale oorvloed. Sonder 'n houding. Jy lewe en jy's 'n boetiepel, of jy nou 'n Ferrari ry of wat jy ry, jy bly 'n boetie. Niemand sal eers weet jy doen dit nie, want God is lief vir jou. Dit moet jy verstaan vandag. In Romeine 12 vers 4. Het jy hom? Ja. Want soos een liggaam met baie lede, het die lede nie almal dieselfde werk nie.
soos ons almal saam in een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Right, ons het verskillende genadegawes. Nou het ons al daai genadegawes nie net ontdek nie, maar begin doen. Probeer nie. Probeer 'n woord van kennis, 'n woord van wysheid. Probeer gawe van onderskeiding van geeste. Maar wees versigtig voor jy dit vra. Want dit gaan baie druk op jou mond sit. As jy loop, kan jy sien wie met wie verhoudings het. Jy kan weet wie's besig om hier te steel. Ek ry eendag by 'n plek en ek gaan eet daar en ek sien die ou binne het 'n verhouding met die ou by die hek. Ek vra Here, wat sit? Ek sê hulle steel. Toe sê ek jou, ken jy Jesus? Hy hol kom bys toe by die hek, vra ek jou ken jy, hy hol sommer van die hek af weg. Maar jy kan gawe van onderskeiding van geeste. As jy in vergadering instap, kan jy sien met watse motiewe mense daar sit. So as jy ou iets sê ek hoor wat jy sê, maar wys my daai boek. Jesus het nooit 'n vraag geantwoord nie. Hy het altyd 'n vraag met 'n vraag geantwoord. Dit is belangrik. Kolossense 3 vers 23 tot 25. Hy sê wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Nou, ek wil jou geheim vandag vertel. Baie van julle werk vir minder is jy verdien minder geld as vir die werk wat jy doen. God is nie aan die slaap nie. As jy bly dit doen, sal jy verhoog word in dimensies wat jy nooit eers gedink moontlik is nie. Doen dit getrou asof jy dit vir God doen. Ek kan onthou Mother Teresa, sy het mense gaan haal wat vol wurms was op die ashoop. En haal sy die wurms af en as die laaste wurm af is, die ou skoon is, gaan hy dood. Toe sê sy, at least he died with dignity. En toe kom Prins Charles aan. Dan sê hulle, Mother, Prins Charles is hier. Sê, ja, hy is right, dat hy in die ry staan. Hy het my nie nou nodig nie, hierdie persoon wat voor my is, het my nou nodig. En hy moes die trots in sy sak druk en daar in die ry bly staan, tot hy al kon sien, want hy het vir almal gesê, hy gaan ons sien. So jou hart vandag, is dit vir God se mense? Is dit vir God se mense? Weet, Matteus 12, sê hulle vir Jesus, jou pa en jou nie sy pa nie, maar jou ma en jou broer en jou susters is hier. Toe sê Jesus, wie is my ma, en wie is my broer en wie is my suster? Hy sê, wie die wil van my Vader doen. So julle is vanmôre my boeties, of jy dit nou like of nie, ja. Jy kan nie jou familie kies nie, ongelukkig nie. Jy kan jou vriende kies. Maar in ons hart het ons 'n pad om op aarde klaar te maak, dat dit 'n effek in ewigheid sal hê. Kom ons lees gou Kolossense 3, 23 tot 25. Kolossense 3. Ja, het jy hom. Ja. Ja, ons het ook gelees. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want die Here wat julle dien die Here Christus. Ja. Maar wie onreg doen, sal dit onreg wat hy gedoen het terug ontvang en daar sal geen aanneming van persoon wees. Alright. Mense doen jou in, nee. Dis kom ek vanmôre te veel laat lees. Hy gaan ingedoen word, want wat jy saai sal jy maai. Lukas 6:38, die maat waarmee jy meet, sal vir jou teruggemeet word. Amen. So die onreg wat ouers aan jou doen, sal terug aan hom gedoen word. Jy hoef nie te worry nie. Jy moet hom lief hê en hom seën en hom vryspreek en bid dat God hom genadig sal wees. Wat doen Jesus aan die kruis van Golgotha? Hy vergewe almal. Wat doen Stefanus toe hulle hom stenig? Hy vergewe almal. En hy bid dat God hulle dit sal vergewe en dit hulle nie sal toereken. Dis wanneer 'n ou waarlik verstaan dat God waaragtig regverdig is. Want nou raak jy op 'n pad van vergelding en nou raak jy van koers af en jou geld raak klaar, want jy's nie gebou om te vergeld nie. God sê my kom die wraak toe. Soos 'n eie heavy kwaad gedoen het, gaan in 'n kamer en sê Here, vandag handig ek al die papiere oor aan U. U is 'n advokaat, U sorteer hierdie saak vir my uit. En God sal dit vir jou uitsorteer. In Efesiërs 4 van vers 11 af.
Het evangelie. Okay, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Hoekom? Daar's 5voudige bediening in die koninkryk van God. Hoekom? Om die heiliges toe te rus. So as jy vandag 'n profetiese gawe het, moet dit aangewend word om mense te help. Nie om 'n posisie te hê en 'n houding te hê in 'n 5-ster hotel te slaap nie. Jy kan as jy wil, maar die rede vir die gawes van God is om mense toe te rus, om mense te help. Dis belangrik, dat is hoekom God dit vir jou gee. Tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Jesus Christus. Hy sê sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering. Hy sê deur die bedreery van mense, deur die sleeheid om lustiglik tot dwaling te bring. Hoeveel ouens bring jou in godsdienst tot dwaling? Ek weet is hier van julle wat kwaai geswat het? Ja, ek wil vra, is die aarde rond of plat? Wat gaan vir jy vra? Vra die slim ouens. Die manne wat sê hy is plat, het jy al ooit gesien hoe 'n plat ding kan swaartekrag hê? Vir 'n magneet hier onder. En jy het 'n paar lote in jou voete, whatever. Nee my vriend, nou is daar ouens wat kerke stig oor die plat aarde. Ja. Jy sien hoe plat is die son en die maan. Jy kan dit mos sien, lyk soos 'n bal. Jy sien hoe plat 'n rugbybal. En baie ouens sê die ou het 'n plat kop, maar jou kop is plat. Ja, ja gehoor hulle sê het 'n plat kop. Nee, maar dis, ek wil as jy aanvat, jy kry mense wat hulle besig hou met nonsens. Jy moet besig raak om iets vir iemand anders te beteken. Glo my, ek wil vanmôre vra, God het jou talente gegee. En voor ek verder lees nie, Matteus 25 van vers 31 af. Die groot wit troon oordeel van God gaan net wees op wat jy vir ander mense gedoen het. Ek wil vir jou lees. Matteus 25 vers 31. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op die heerlike troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal vir hulle aan mekaar afskei, die herder van die skape en van die bokke af. En hy sal die skape aan sy regterkant en die bokke aan sy linkerkant sit. Dan sal die koning wat vir die wat aan sy regterkant is sê, kom, julle is geseënd van my Vader, beerf die koninkryk wat julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. En dan gaan hy sê ek was dors. Ek was honger gehad het en julle het my want ek het honger gehad en julle het my ete gegee en ek was dors en julle het my drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my geherberg. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my toe gekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het u honger gesien en Ja, maar dan gaan hy sê soveel het die verminderes gedoen het. Nou as jy in die hemel staan, gaan God vir jou vra, het jy jou 10de gegee? Nou jou 10de is sodat jy altyd spys in jou huis kan hê. Ouens wat te min kos het, is agter op hulle 10de. Wat doen jy? Vra vergifnis. As jy vandag hier sit en jy voel aangekla oor iets, dit vat jou hoeveel sekondes om vergifnis te vra? Vra vergifnis. Ontvang vergifnis, gee vergifnis. Dan gaan dit van jou af weg. Gee vrede. Amen. As jy 'n ou groet nie, sê vir hom vrede vir jou. Wat hy teenoor jou dink, wat hy teenoor jou sê, kan nooit sleg tot gevolg hê nie, want jy gee vrede. Jesus sê, as jy vrede gee, kan niks slegs op jou kom nie. Sê groete altyd vrede vir jou, vrede vir jou, vrede vir jou. Hoekom? Want niks, ek vat niks. Anders ry jy daar weg, raak jou wiel pap. Hoekom? Want 'n hoë druk vloei altyd na 'n lae druk toe. Jy kom lekker aan, hierdie ou is so vol probleme, jy ry met die helfte van sy probleme daar weg. Hulle noem dit jumping demons. So ons sit vermoere nie, en dink daaraan, kan jy vir iemand water stuur? Toe daar nou soveel droogtes was in Suid-Afrika, het hulle water versamel punte gehad, en God gaan daai mense bless. Daar moet nie net 'n nood kom om uit te ry nie. Ons moet aan mekaar dink en dink hoe jy mekaar kan bless. Dis wat God wil hê.
En as jy hier vers 14 wat ek nou net vir jou gelees het, sodat ons nie meer soos kinders sou wees, nee, wat soos golwe geslinger en heen en weer, terwyl ons op daai punt is nie. Ouens wil die wet hou. Ek meen, is goed om die wet te hou, maar wat gaan jy nou doen as jy die wet gehou? Dink jy gaan eendag 'n sterretjie kry? Okay, jy die wet gehou, hier is jou sterretjie. Nee, pel ons met liefde. As daar nie liefde in jou hart is nie, 1 Korintiërs 13, gaan niks gebeur nie. Bou liefde. Wieveel het al 1 Korintiërs 13 deurgelees en geswat? Want die kern en kruks van hierdie aarde gaan net oor liefde. Dis waar dit gaan. So gaan lees 1 Korintiërs 13 en pas dit toe op jou verhoudings, pas dit toe in jou besigheid, pas dit toe in jou lewe, pas dit toe in jou elke dag se handel en wandel. En ewe skielik ontplof jy, want jy het op die regte goed afgekom. Dink daaraan. As jy vir ou vandag vra wat liefde is, dink hulle net handjies vashou. Nee, dis teel, ou broer, as jy meer wil word, dan doen jy dit. Dis nie liefde nie. Dis as jy die fabriek oopmaak. Maar hy sê nie, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles, hy sê in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Jesus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind. Hy sê deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Hy sê die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Hoe groei jou huwelik? In liefde. Hoe groei jou besigheid? In liefde. As maatskappye in liefde gegroei het, sal dit nooit ophou bestaan nie. Maar dit het seisoene waarin goed bestaan, want dit het nooit tot liefde gekom nie. Jim Colgate het God gedien. Hy het 90% van sy inkomste vir God gegee. As jy nou na supermarkte toe gaan, is daar nog Colgate produkte. Want God se hand is daar. Ek weet nie wie doen dit nie, maar ek onthou vir Jim Colgate. Soos jy vermoere staan, is die lewe wat jy nou besit in liefde gevestig. As dit nie is nie, verander dit wat nie van liefde afgekom het en gee dit terug vir die aap wat dit vir jou gegee het. Want God is liefde. En hoe jy moet groot word is in liefde. Hoe jy moet lewe is in liefde. Hoe jy groei is in liefde. Hoe jy bevorder word is in liefde, anders die moeilikheid. As last jou vat, gaan jy hoog vat en jy vir almal expose. Dit het al gebeur in die evangelie, dit het al gebeur in sokker. Daar's nie 'n industrie wat hulle nie hoog gevat het en vir almal sy sekskanners gewys nie. Dit is so. Groei in liefde. Alles wat jy doen is in liefde. As jy na mense kyk, kyk met liefde na hulle. Dis 'n ander hartsgesindheid as wat jy van die plek af kyk waar die onheilige drie-eenheid regeer, I, me, myself. Groei jou besigheid in liefde, groei jou lewe in liefde. Behandel jou tande met liefde, gaan langer in jou mond bly. Behandel alles met liefde. Jou bed met liefde, gaan jou lakens nie skeer nie. Jy alles met liefde. Behandel jou hond met liefde, dan byt hy jou nie. So as 'n ou vandag die talente wat God jou gegee het, is om God te bevorder. Laaste in die 1 Johannes 4:8. Dis my hart vandag, nee, as Jesus kom en hy kom liefde haal, is jou naam onder daai lys. Hy wat nie lief het nie, het nie God nie. God nie geken nie, want God is liefde. Die volgende ene. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat ons sy enigste gebore seun in die wêreld ingestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. In die ander ene. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy vir ons gelief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Maar as jy dit ander lees, nee, sê, hierin is die liefde volmaak, dat ons mekaar moet lief hê. So tot jy nie mekaar kan lief hê nie, het jy nog nie by volmaaktheid uitgekom. Want dis wat volmaaktheid is. Baie dink volmaaktheid is klomp plase, klomp karre, klomp vliegtuie. Nee, dis middels om te kan beweeg om liefde na mense toe te kan vat. Kyk sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê om in die oordeelsdag want soos hy is hy ook in hierdie wêreld.
Maar die oordeelsdag sê vir die moedigheid is alles wat jy op aarde gedoen het, liefde was. Nou Jesus nie, laaste ding vanoggend, was nooit 'n militarist nie. Jesus was nooit 'n ekonom nie. Jesus was nooit in fisika al reg nie. Jesus was liefde. En daarom kon geen plek op aarde ooit 'n vinger na Jesus wys en hom skuldig bevind aan 'n oortreding nie. Want sy hele motivering op aarde, sy hele doel op aarde, sy hele wedstryd op aarde is liefde. Amen. En daarom sal jy 'n stryd beleef. Hy wat godvrugtig wil lewe, sal vervolging beleef. So jy moet leer om lief te hê. En vergewe my vanmôre nie. Daar's baie vrouens wat nooit geleer het om lief te hê nie. Daar's baie mans wat nooit geleer het om lief te hê. Nooit nie. En jy moet vandag iets in die stryd werk om te leer om lief te hê. As jy kinders het, nee, begin hulle druk as hulle in jou huis is. As hulle uit jou huis het, neem vir jou een aan. Maar jy moet druk, jy het 'n ou. Ek hou daarvan om mense te druk. Hulle het my nooit gedruk toe ek klein was nie. So ek wil nou hierdie druk inhaal wat ek gemis het toe ek klein was. Maar druk mense ou. Ek druk almal. Ek nog nie waiters begin druk in een plek nie, maar dis my volgende stap. Maar druk mense ou. As jy boere groet, druk hulle. Baie boere het so 'n laaistokkie ingesluk. Maar hulle raak knakkerig na ruk. Maar wees lief vir mekaar. En probeer een oproep 'n dag maak om 'n ou te bless. Sit net en dan wonder ek, wie my blessing nou nodig? As hy antwoord, ek seën jou, jou generaal, jou leier, jou triljonair, jou miljonair, ek weet nie eens wie praat nie. Jy bless hom net. Party skrik so groot drukkie vind dit. Hierdie lewe is te kwaai vir die chessie van hom. Is 'n te dik druppel op hom gesit. Vir wie kan ons bid vanmôre? Is julle besighede almal in oorwinning? Amen. Ja. Paul, 'n spinnekop het hom gebyt en hy sê sy knie is regtig seer. Wanneer het dit gebeur? Ja, hy sit al so 4-5 dae terug. OK. Ons gaan vir jou na die tyd bid vir dit. Maar as daar iemand wat in besigheid Amen. Ek val. Besigheid. OK, my is nou min spasie nie, maar een ding moet ons hande op julle lê. Want daar's krag in handeoplegging vir dat die Here, Ons kan skyn. right, kom kyk. As jy inspuiting in jou besigheid wil hê, staan nie. Jy moet net saamstem môre. Ja, nee. Nog manne vir besigheid. Jy staan nie. Ja. Is daar nog iemand? Maar jy moet alles wat jy vir jouself wil hê vir iemand anders dink. Dis nie 'n toets nie. Sê nou God gee vir jou Rolex en hy sê vir jou gee hom vir iemand wat jy dink het meer as jy nodig het. Daai oomblik val al 'n hele boks Rolexes binne. So dink vermoere wat jy nodig het, maar wie dit meer as jy nodig, ons bid vir daai persoon vermoere. Want God het meer as wat jy ooit in jou lewe sal kan opgebruik. Maar die gesindheid van jou hart, hy sê in Jeremia 17 vers 10, ek soek jou hart en kyk na jou gesindheid, jou denke, om vir elke ou te gee volgens sy handelinge. So ons dink vermoere om uit te reik na ander mense. Van liefdevolle Vader, ek wil vir elkeen bid wat vermoere hier is, Here, wat vroeg opgestaan het, Here, maar U sê in die woord, wie vroeg opstaan sal U vind, Here.
En ek bid, Here, dat die besighede wat hier verteenwoordig word, die werkers wat hier verteenwoordig word, Here, dat die krag van God vermoere, in wysheid, in insig, in krag, Here, in elke een se hart, se denke, se wese kom. Vader, ek dank U dat ek elke ding kan afsny wat nie van U af is nie, met die swaard van die woord van God. Ek kanselleer vrees, Here, ek kanselleer armoede, ek kanselleer tekorte, ek kanselleer verwerping, ek kanselleer enige fobie, Here, wat hulle wil aansuig aan mense. Gee ek 'n uitsetbevel. Enige krankgees gee ek 'n uitsetbevel, Here. Ek kanselleer elke verstopping. Here, ek breek dit oop en kanselleer elke vertraging, Here, in Jesus naam. En dan spreek die geloof van Jesus Christus vandag, die gawe van geloof is 1 Korintiërs 12 se, Here, dat dit vaardig sal word oor elke een wat hier verlore is. Ek seën elke ou, Here, met 'n lang lewe. Ek seën hulle met volkome gesondheid. Ek seën hulle met volkome voorsiening, Here, dat hulle sal kan uitdeel, dat hulle koskaste vol is, hulle rekeninge vol is, Here, hulle karre vol brandstof is, Here, hulle bande reg is, Here, hulle gesindhede reg is, hulle klere reg is, Here. En dankie Vader dat ons vol liefde is, dat ons dit kan uitgee vandag. Vol wysheid is, dat ons dit met mense kan deel vandag. Vol krag is van God die Heilige Gees, dat jeuke van nekke af is, laste van rug af, die skille van oë af is, ketting van voete af is, Here. En ons die ware rykdom, Jesus, met die wêreld kan deel, Here. En hulle vry kan kom, Here. En uit hulle tronke kan uit opstaan, Here. En uit hulle tekorte kan opstaan, Here. En ons 'n lig kan wees vir die wêreld, hulp kan wees vir die wêreld, Here. Leiding kan wees vir die wêreld, Here. In Jesus naam. Dankie dat families, Here, in volkome rustigheid slaap. Dankie Vader dat enige tekort vandag ophou druk op mense se. Amen. In Jesus naam. Ek lig hulle uit die drukkoker, Here. En ons plaas die voorsiening van God, Here. Die voorsiening van God in die magtige naam van Jesus. Here, U sê wat is oopsluit, is oopgesluit. Sluit vir elke ou liefde oop. Sluit vir elke ou voorsiening oop, Here. Sluit vir elke ou die rykdom van Abraham oop, Here. Wie hulle seën is geseën, Here. Wie hulle vervloek, vervloek net hulle self. Amen. Dankie Vader dat van die ooste, die wes, suid en die noorde fondse instroom na hulle toe, Here. Om hulle lewens, hulle families in oorwinning te sit en almal wat hulle ken in oorwinning te sit, Here. Seën die plot, Here, en mense van die plot. Seën elke ou wat hier is, Here. Elke vrou, Here, elke kind, Here. In Jesus se heilige naam. Wat ons vandag doen, die beste dag. Ek seën elke ou met die beste dag van sy lewe. Ek seën hom met die beste week van sy lewe, Here. Ek seën hom met die beste lewe wat ooit beplan was op hierdie aarde. In Jesus se heilige naam. Loof en eer, Here. In Jesus naam. Elke bose mag sy tonge split en waar hulle planne breek, Here. En alles kanselleer, Here, wat hulle wou bring. En die oorwinning van God. Efesiërs 2:10, Here. 'n pad van vreugde en liefde en goedheid en guns, Here. Wat alle denke oortref. In Jesus se heilige naam. Amen. Amen.